Okay julle, ons gaan nou gou die opsomming doen vir die klaagliedere van Jeremia. Ehm Daarom nie te lang video glo ek nie, of stemgreep nie. Jy weet hy praat maar vir die treurige toestand van Jerusalem. En dan nou die belering en die verwoesting van Jerusalem. Jy weet op die einde van die dag. Jy weet hoe hy dan nou vernietig raak. Waarin ek nou nogal meer belang het of glo ek wat ook vir ons belangrik is die aansporing tot selfvernedering en gebed. En dis nou ook waarvan ek gepraat het in die Jeremia opsomming, dat jy moet verstaan dat as hierdie strafgerig oor jou kom, is dit nie net van, sorry, ek gaan nou maar weer 'n bietjie aan of wat ook al nie. Daar's baie wat daarmee gepaard gaan voordat die Vader weer sy gesig na jou toe gaan draai en jou wel gaan jy weet, vryskel van alles wat nou met jou gebeur oor jy weet, jy maar eintlik die kat gestreel het. Jy weet, die sonde in ons menslikheid is groot en ons moet verstaan, daar is nou maar die konsep van genade, dit is verseker so, en onthou, ons sal nou later lees van die seun wat nou gekom het, en hy het van die sondes al weggevat van ons, ensovoorts, maar, jy weet, ons moet die konsep verstaan, dat dis nie net werke nie, dis nie net genade nie, jy weet, dis nie net geloof nie, jy moet al drie hê, as jy nie al drie het nie, jy weet, is jy anyway gewors, en hulle al drie loop saam, daar is nie 'n konsep van, die een is belangrik as die ander een nie, en ek dink dis waar baie mense die pot mis sit, jy moet al drie hê, en al drie is bepalend oor jou lewe, of jy dit wil weet of nie. En ons sal dit nou maar later lees, jy weet, onthou nou maar die konsep van hierdie is mos nou nie om baie goed uit te druk voordat ons nie, jy weet, die Bybel klaar gelees het nie. Op die einde van die dag sal ek dalk 'n laaste opsomming gee van my kant af of hoe ek dinge sien, en wat vir my sin maak, maar dit mag nie noodwendig vir jou sin maak nie, maar ten minste kan dit jou dalk help, soos wat ek in die begin gesê het, al wil jy met my stry en jy begin jou Bybel lees, dan dink ek het ons gedoen wat ons moes doen. En dan, om ook te onthou wat in die hede en die verlede gebeur het, en ek dink is belangrik, vir die klaagliedere ook, dat jy moet besef, ek dink ek het dit in die vorige een nog gesê, dat jy moet onthou wat met jou in jou verlede gebeur het, want dit bepaal jou toekoms, of jy dit wil weet of nie. Dit is nou maar sekere realiteite van die lewe en van die wêreld, en dis belangrik dat jy dit moet hanteer. Ek wil net een korreksie maak, ekskuus, ek het in Jeremia as 'n opsomming gesê, hy en Jesaja was die groot profete, ekskuus julle, ek het Esegiel vergeet, en hy is ook baie, baie belangrik. Hy sal ook die volgende een wees waaroor ons gaan gesels. So is 'n lekker kortetjie vandag, dis nou maar die klaagliedere, ja, okay mense, ons praat weer, bye.